Welkom by nog 'n episode van Honde. Ons praat vandag weer met Philip. Hallo Philip. Hallo Tess, hoe gaan dit daar met jou daarbo in die noorde? Ek hoop goed. Dit gaan goed met ons want ons het reën gehad. As ek so na jou kyk, lyk daar lekker koud daar by julle ook. Ja, hy is koel gewees vandag en ons het weer reën gehad. So ons het baie reën hier. Dit gaan goed. Ons moet nie kla nie en die boere ook nie. Ons het dit oral nodig, so is klaar nie. Nou vandag praat ons oor wat staan jou te doen as jy 'n bietjie uitgaan uit die huis uit met jou hond. Of dit nou reën of sonskyn is. En daarso het jy nou jou hond op 'n leiband, jy is uit by die deur en hier sleep jou hond jou in die straat af en dis 'n bietjie nat en hy sleep jou oor die grasperke. En eintlik praat ons vandag oor hoekom trek 'n hond aan 'n leiband? Hoekom moet hulle so wees? Ja, daar's 'n paar komieklike video's wat hier rond te doen so nou en dan oor mense wat deur die modder en oor die aarde gesleep word met honde. Wat handuitdruk op 'n stywe leiband. So ja, baie redes daarvoor natuurlik, né? Nee. Ek kan ook eerstehand getuig, dis nie net die massiewe groot honde wat jy rondsleep nie. As 'n hond vasbeslote genoeg is om te trek aan 'n leiband, sal jy verbaas wees om te sien hoeveel krag 'n hond soos 'n beagle selfs kan uitsit. Ja, Jack Russells, Yorkies, daar's baie snaakse dinge wat gebeur. Jy kry 'n hond wat op 'n leiband trek en jy kry 'n hond wat in ons noem dit counterbalancing ingaan. Jy sou gesê, ek sien dit baie op die strand, dan loop die eienaar met sy hond, as dit nou 'n groterige hond soos 'n rifrig, maar as jy dit van agter af sien, dan sit so. Die mens hang daai kant toe. Hy lê aan kant en die hond lê aan die ander kant toe. Verduidelik asseblief ons, wat is die verskil tussen 'n hond wat trek en counterbalancing? En hoe gaan jy weet watter een van die twee jy moet? Ja, die twee is eintlik 'n kombinasie, hoor. Hulle kombineer. Want die een lei na die ander ene toe. Nou as ons praat van counterbalancing is dit as jy so regop staan en ek sit my hand op jou skouer en ek stoot, voordat jy omval gaan jy terugdruk. En as ek jou arm dan vat en ek trek jou na my toe, voordat jy bo my val gaan jy wegtrek. So jy gaan in die teenoorgestelde rigting van wat ek doen. Ja, en dis amper 'n refleks om dit te doen. Ja, dis ietsie wat hulle eintlik aanleer. Hulle met tyd leer die hond en hulle dis so komieklik want as jy na daai hond toe gaan en jy sit die leiband aan hom, dan gaan lê al klaaskens. Dis vir hom die norm. Hy doen dit. So jy en dan ding mense, hulle moet al harder trek en hoe harder hulle trek, meer trek die hond weg van hulle af. So mense moet daai ding wegkry en dis baie prominent as die regte woord is as 'n hond in 'n harnas is en hy's nie geleer nie. Dan sien jy dit baie gou. En ons moet onthou dat 'n hond sal nie net kant toe lê of counterbalance, hy sal ook vorentoe lê. En hoe meer hy vorentoe gaan en trek en hoe stywer hy trek, hoe meer counterbalance hy vorentoe. So hy trek al meer. Maar as ons teruggaan na die basics toe, hoekom 'n hond sou trek? Eerstens is natuurlik een van twee dinge, of sy gehoorsaamheidsvlakke is nie goed nie, of hy is nie gebiedsaangepas nie. Want as jy uit die huis uitkom met 'n hond en hy is nie gehoorsaam nie en jy vat die pad en daai neus van hom begin die reuke optel, daar gaan julle. Hy gaan vir vat en daar gaan julle. En hoe meer jy probeer terughou, hoe meer gaan hy trek want hy wil by daai reuke kom. So verskeie redes ook die hond is nie, sy leidingwerk is nie goed nie, so hy weet nie hoe om te luister as hy op 'n leiband is nie.
Hy word in die op die verkeerde of in die verkeerde plek gestap waar al die reuke is. Hier stap ons in stil areas van die gras af binne in die pad. Want die reuke daar is baie minder, so die distraksievlakke baie laag, so ek kan my hond makliker daar leer hoe om op 'n leiband te stap. En hierdie is 'n ding, 'n harnas, en ek dink ons het dit al gesê, is vir 'n hond wat opgelei is en wat werk, wat vryheid van beweging nodig het, en hy is aan 'n leiband en hy moet werk. En ek gaan weer terug, landmynopsporingshonde, rescuehonde, daar's baie van hulle op 'n leiband. Hy kan beweeg, is 'n lang leiband, en hy's op 'n harnas, maar hy sleep nie rond op 'n harnas nie. As ons met honde werk, het ons iets om die nek wat paslik is vir daai hond, en ons werk met hom daar, want jy kan hom van balans aftrek na die kant toe, as jy met hom werk, waar as hy besluit te gaan jou trek, en veral in 'n harnas, jy kan 'n Jack Russell in 'n harnas sit en sit hom voor jou, en laat hy begin trek en counterbalance, jy gaan verbaas wees hoe sterk hy is. En dit is wanneer mense 'n erf koop waar hulle eintlik nie 'n wou gehad het nie. En dis baie seer, hoor, en duur, want baie keer is dit hospitaalsake. So eintlik wat jy sê is 'n hond wat trek is 'n mens se probleem, want hierdie mens het die verkeerde tool op sy hond gesit, jy het te vinnig met jou hond uit die huis uit gegaan, jou hond se gebiedsaanpassing was nie reg nie, en toe gaan jy met hom in 'n area in waarvoor hy nie voorbereid was nie, en jy as 'n mens is nie opgelei en opgewasse om mooi met jou hond op 'n leiriem te werk nie. Ja, dit begin by die mens. Ek bedoel, ons moet teruggaan hond se natuurlike instinkte. As hy uitkom, hy wil gaan, en mense sal klaar, joh, as my hond uit die hek uitkom, waar gaan hy? Ek kry hom 'n kilometer verder in die pad af miskien. En dis nie omdat hy weghardloop nie. As jy mooi kyk, is daai neus van hom op die grond. Hy's agter daai reuke aan, hy gaan net. En dan hardloop hom nog agter die arme hond aan. Hulle skree en gaan te kere, en dan sê die hond, "Ooh, kyk hoe bly is jy dat ek voor hardloop en al die ryke werk doen." Maar as jou recall sterk is en jou gehoorsaamheid is goed, dan gaan jy daar onmiddellik omdraai en hy gaan terugkom na jou toe. Dit is net soos 'n hond wat bytwerk doen. As hy halfpad op pad is om iemand te byt en jou recall is sterk en sy gehoorsaamheid is goed, dan kan jy hom in die middel van die lug basies omdraai dat hy terugkom na jou toe. So hoekom die hond trek is omdat hy agter die reuke aan is, omdat hy voor jou kom, omdat hy geen gehoorsaamheid het nie, hy het nie leiriem gehoorsaamheid nie. So dis basies die redes. En ja, ek gaan vir jou lekker rondsleep. Elke dag. Dit bring ons ook terug na 'n gesprekspunt wat ons voorheen nou al baie genoem het, en dit is dat jy moenie uit die huis uit gaan waar jou hond besig is met een ding en jy's besig met iets heeltemal anders nie. Julle moet as 'n span uit die huis uitgaan van die eerste tree af. Ja, jy weet, ek sê dit nog altyd, jy kan nie 'n hond enigiets leer waar die distraksievlakke verskriklik hoog is nie. Daar moet so min as moontlik distraksievlakke wees. So jy kan nie 'n hond net na groepopleiding toe vat en dis 'n malhuis en nou wil jy 'n hond leer om op 'n leiband te stap. Ja. Jy moet in die huis kom. Jy kan ook nie na so 'n plek toe gaan en dink jy gaan 'n kalm hond kan kry of hom leer om kalm te wees nie, want hy is net in die diep kant gegooi. Hy gaan nooit cope nie. So jou werk moet begin binne in die huis waar die distraksievlakke omtrent 0 is. Hy's gemaklik daar. En daar kan jy hom begin leer, kalm te leer. Jy kan hom begin leer om op 'n leiband te stap. In die erf, binne jou eie erf kan jy met hom werk. Jy kan hom daarso leer hoe om op jou liggaam te fokus, kalm te wees en leiband respek te leer. Jy kan dit nie in die straat nie.
Ek sê graag vir my kliënte hierbo, as die oomblik wat jy gaan moan oor wat jou hond doen in die straat aan 'n leiband, wil ek heel eers sien, hoe loop jy met jou hond op 'n leiband om jou eie koffietafel? Want as jou hond nie om jou eie koffietafel langs jou en rustig kan stap op 'n leiband of op en af in jou gang in jou huis nie, dan staan hy geen kans daar buite nie. En as jy van 'n paar koekies op daai tafel sit, dan jy kan hom kry om nie te trek na daai koekies toe nie, dan begin wen jy. Dis natuurlik een van die lekker goed wat mens leer sodra jy met jou hond buite kom, is dat ongeveer 98% van Suid-Afrika se topografie is KFC hoenderbene. Jou hond gaan dit wil hê en dis iets waarvoor jy hom gaan voorberei sodat hy nie na dit trek wanneer jy stap nie. Dis hoekom jy nie 'n hond menskos voer nie. Want as hy daar buite kom en daai neus van die grond, dis al wat hy soek, menskos, bene en dis meer. Hy word 'n scavenger soos ons in Engels sê. So hy nie stukkies bymekaar, né? Een dingetjie bou op die ander dingetjie, bou op die ander dingetjie. So jy dink die beentjie wat jy vir jou hond gee is 'n lekker bederfie, maar dan as jy met jou hond stap, wonder jy hoekom sy neus die hele tyd op die grond en soek hy al die hoenderbene wat rond lê. Al daai goed kom bymekaar. Ja, dis wat ek sê, dis soos die counterbalance en die trek. Daai twee, die een lyn na die ander een toe. En van daar af begin al die ander goed ook op te bou en te kom. En op die einde van die dag is dit so moeilik om hulle om te draai en hulle weer reg te kry. Die werk, dis dubbel die werk. Maar as jy net reg begin, van dag 1 af, dan gaan jou lewe vorentoe baie makliker wees. Okay, so op die counterbalancing en die trek en daai interaksie, kom ons staan gou net weer 'n oomblik stil daarso. Wat gebeur is, jy sit spanning op jou leiband, jy trek terug aan die hond, of die hond sit spanning deur vorentoe te trek. En hoe meer hy vorentoe of kant toe trek, hoe harder trek jy aan die leiband. En omdat jy trek aan die leiband, voel hy van balans af, so dan leun hy nog harder in die teenoorgestelde rigting van jou, en dan trek hy nog harder, en dan trek jy harder terug, en dan trek jou hond harder vorentoe of kant toe, reg? Ja, en baie keer as daai leiband styf getrek is, en jy is in die counterbalance mode, en jy gee ewe skielik aan die leiband, dan loop staan jy stil. Ja. En jy verstaan nie wat hom aangaan nie. Ewe skielik het hy niks om mee teen te trek nie. En al wat hom dan gaan wegvat is sy neus. So kombinasie, mens moet al daai goed by mekaar kry en dan moet jy 'n beginpunt hê en sê, hier sê ek by die koffietafel, hier's die beginpunt. En van daar af begin ek my hond leer om dit te doen. En dis hoekom fokus op jou as die hanteerder so belangrik is. Jy moet absoluut fokus op jou. En jy kan dit nie daar buite leer nie, die distraksie is te hoog. Jy moet dit binne in die huis begin, binne in die erf waar die distraksievlakke omtrent 0 is. Nou hierso is die belangrike ding, as jy sukkel met jou hond wat trek, dan bel jy vir ons, jy bel jou naaste trainer, jy gaan na iemand toe wat jou kan kom help by jou huis, om jou te leer hoe om dit reg te doen van die begin af, want as jy klaar op 'n veld is, of klaar buite in die straat is dit te laat, right? Like en subscribe, sodat jy elke week ietsie van jou hond kan kom leer hier by ons, en get to work, dis alles, elke dingetjie bou op die ander ding, en as jy een probleem oplos, los jy sommer die volgende probleem makliker ook op. So daar's altyd hoop vir jou as jou hond jou in die straat afsleep, as dit vir jou nie lekker is om met jou hond te stap nie, onthou dit hoef nie so te wees, dit kan vir jou great wees, bel ons. Ja, en onthou, die eerste fokus is op jou, as die hanteerder, nie op die hond nie, want as jy dit nie kan reg doen nie, hoe moet jou hond dit reg doen? Amen. Ja, so, like, subscribe, geniet dit, en ons hoop om julle almal weer sommer gou te sien. Daar sê, hoekom jou hond trek in 'n netedop. Baie dankie, Philip. Plesier, goed gaan daar, en goed gaan met almal daar buite.